Ons het 'n besondere tyd gehad die naweek, Paasvrydag, terwyl ons die kruisiging van Jesus kom herdenk het en die boodskap aan ons was baie duidelik geweest. Jesus Christus het vir ons elkeen 'n kruis gegee by Golgotha. 'n Kruis waarmee hy wil hê ons die wêreld moet ingaan en wat ons moet dra tot verkondiging van sy naam en uitbreiding van sy koninkryk op aarde. Vanoggend gaan ek 'n bietjie verder met hierdie gedagte. Ek het vir julle gesê Vrydag, vanoggend se boodskap sluit aan by daardie boodskap van Vrydag. En julle kan solank julle Bybels neem en saam by blaai, dit sal ook op die bord wees. En ons lees vanoggend saam uit Efesiërs hoofstuk 2 en ek wonder, ek het juis môre gedink ek moet dalk miskien die hele gedeelte, al 10 verse vir julle lees, want dit is 'n samehangende gedeelte in die Bybel met die kernverse vers 4 en 6. So ek gaan voor uit die Afrikaanse ou vertaling uit lees saam met my van vers 1. Paulus skryf, of die opskrif daar, heet verlossing uit genade, en dan skryf hy die volgende, hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. En hier kom die goeie nuus, vers 4 tot 6, maar God wat ryk is in barmhartigheid, kan ek 'n amen kry, kerk? Amen. Het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Vers 8. Weereens, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou, liewe gemeente, op die rug van hierdie skrifgedeelte vanoggend gesels ek 'n bietjie verder met jou oor hierdie wonder gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, Jesus Christus, God self, wat sy eie lewe vir ons kom gee het op die kruishout van Golgotha. Wat 'n gedagte is dit nie vanoggend om daaraan te dink dat die kruishout van Jesus was eintlik nooit vir hom bedoel nie. Dit was ons sonde. Dit was ons ongeregtighede wat uiteindelik daartoe gelei het dat Jesus as die vlekkelose lam van God gesterf het op 'n kruis, 'n plaasvervangende dood vir jou en vir my lewe. Maar ons het ook gesien dat wanneer ons na die kruis kyk en wanneer ons dink oor hierdie verlossingswaarheid van die skrif, dan is dit ook so dat ons moet besef opnuut dat die kruis en die werk van Christus op Golgotha was nie net sodat ons sondes vergewe kon word en ons weer in 'n verhouding met Vader herstel kon word nie. Maar terselfdertyd wys die kruis ook terug na ons toe. Na ons as kinders van die Here met 'n besef en 'n oproep dat ons ook dieselfde kruis ook moet opneem en die wêreld moet ingaan met die boodskap van verlossing. Maar vanoggend wil ek 'n bietjie gesels met jou oor die aard van hierdie kruis, want Vrydag het ons gesels oor die woorde van Jesus, waar hy gesê het dat ja, die kruis was 'n teken van lyding, dit was 'n teken van verwerping gewees, en Jesus het ook gesê dat as ons agter hom wil aankom, dan moet ons onsself verloon, ons kruis elke dag opneem en ons moet hom volg. Maar dit is ook so dat daardie kruis wat Jesus gedra het en waarvan ons Vrydag gepraat het, was 'n unieke kruis gewees. En uniek in die sin dat die kruis van Jesus en die kruis wat hy gedra het, verskil
wesenlik van die kruis wat ek en jy ontvang. Wanneer Jesus in Lukas 9 vers 23 ons ook met kruise die wêreld instuur. En net om 'n bietjie agtergrond te gee tot die kern van hierdie boodskap vanmôre, wil ek 'n paar dinge sê net oor die kruis van Jesus. En dit is dat die kruis wat Jesus gedra het, daardie Paasvrydag, was natuurlik 'n unieke kruis gewees in die sin dat daardie kruis 'n verlossingskruis was. Dit was 'n kruis wat geen mens kon dra nie. Dit was 'n kruis van versoening gewees. Daar was net een wat daardie kruis op homself kon neem, en dit was Jesus, die vlekkelose lam. Dit het vereis, volgens die eis van God, die regverdige eise van God, dat een daardie kruis moes opneem wat sonder sonde was. En ons weet, Jesus was sonder sonde. Hy het die wet in sy totaliteit kom vervul, hy het die wet gehou, en het was vir daardie rede dat hy 'n plaasvervangende dood kon sterf, omrede hy die regverdige eise van God, want daardie eise kon voldoen namens die mens. En in daardie sin was dit definitief 'n unieke kruis gewees, omrede dit gegaan het oor die dra van sonde. Jesus, Jesaja voorspel dit, hy skryf dit profeties in Jesaja 53, 600 jaar voor die kruis, wanneer hy sê, waarlik ons krankhede het hy op hom geneem, ons smart het hy gedra, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy gaan verder en sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En hier sien ons baie duidelik dat die kruis, dat niemand was wat daai kruis kon dra, behalwe die Here Jesus Christus nie. Jesus het jou en my sonde in sy liggaam, sê 1 Petrus 2:24, na daardie kruis toe gedra, en uiteindelik daar 'n plaasvervangende dood vir ons gesterf. En toe hy in die kruis hang, roep hy uit die bekende woorde, tetelestai. In die Afrikaans word dit vertaal met dit is volbring. En dit sê vir ons dat daar nooit weer so offer ooit nodig sou wees nie. Die Hebreërskrywer praat later daarvan en hy sê dit was hy noem 3 dinge. Hy sê dit was eenmaal volmaak tot in alle ewigheid gewees. En uiteindelik weet ons dat daardie kruis ons niks kon byvoeg by daai kruis nie. Jesus Christus het aan al die eise self voldoen, en daarom sê Paulus ook baie duidelik vir ons in Efesiërs 2 vers 8 dat uit genade is ons gered. Uit genade. Deur die geloof, en dit nie uit onsself nie, dit is die gawe van God. En daarom moet ons vandag besef dat die kruis wat Jesus ons die wêreld instuur mee, is nie 'n kruis waar ons straf moet dra nie, is nie 'n kruis van lyding nie. Ja, dit is sodat om Jesus te volg bring outomaties ook dikwels lyding voort vir ons. Ons het Vrydag gesels daaroor, die implikasie van 'n kruis beteken hy pas nie oral in nie. Beteken daar is 'n teken op jou rug. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die dag wanneer jy Jesus aangeneem het, word ons in 'n stryd geplaas. Worstelstryd tussen die gees en die vlees, en daar's bose geeste in die lig, Efesiërs hoofstuk 6, 'n stryd wat baie werklik is, 'n stryd wat nie bestaan het en waarvan ons nie bewus was voor die dag wat ons wedergebore was nie. Maar die kruis wat ons opneem en die wêreld invat, is jou en my persoonlike kruis, en dit is 'n kruis wat ons dra in antwoord op die genade van God. Dit is 'n antwoord op die genade van God. En dis belangrik vir ons as kinders van die Here om dit te verstaan, want as ons dit nie reg verstaan nie, dan ontstaan daar allerlei wanbegrippe in ons denke. Dinge soos dat ek my redding moet verdien deur lyding en selfopoffering. En ek dink onderliggend tot baie mense se verstaan van redding en wat dit beteken om 'n kind van God te wees, is dat ek iets deur my eie lewe moet byvoeg tot die lyding van Christus. Ja, Paulus praat op 'n plek en hy sê dat ons deel het aan die lyde van Christus, en die lyde van Christus is ware vervolmaak word deur ons eie lewe terwyl ons hom volg. Maar definitief nie in die sin dat Jesus se offer nie volledig was en dat ek iets moet byvoeg nie, want Paulus sê in Galasiërs, hy staan dit baie sterk te, in Galasiërs 2:21 wanneer hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet was, dan het Christus te vergeefs vir ons gesterwe.
dan was daar nie nut vir 'n kruis gewees nie. As ek nog ook iets moes byvoeg, terwille van redding nie. Later in Galasiërs 5:4 voeg hy by en hy sê verder, hy sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, julle is losgemaak van Christus, julle het as ware van die genade van God verval. Dis Jesus en Jesus Christus alleen. Dis nie Jesus en nie, ek kan niks byvoeg nie. Redding is genade, redding is 'n geskenk van God, en as dit jou nie bly maak nie, nou ja, dan weet ek nie wat jou sal bly maak nie. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Amen. Nou, ek dink die man wat dit die beste uitgedruk het, buite die konteks van die skrif, is 'n man met die naam van Arthur Blessitt. Nou, julle sal onthou, ek het Vrydag vir julle 'n foto gewys van 'n ou met die naam van Reini Coetzee. Nou, hier is nog so ou, en ek gebruik hom as 'n voorbeeld om my punt te staaf hier. Nou, Arthur Blessitt, ek weet nie of julle al gehoor het van hom nie, hy het wêreld nuus gemaak toe hy in 1969 op Kersdag 'n pelgrimstog begin het daar uit Hollywood, Kalifornië, met 'n 12-voet kruis op sy skouers. En hy het gevoel die Here het hom gesê dat hy die kruis moet dra oor verskillende lande reg deur die wêreld, na allerlei nasies en ook verskillende eilandgroepe. Nou baie interessant hiervan is dat oor 'n tydperk van 53 jaar het Blessitt meer as 69 of ongeveer 69.748 kilometer te voet afgelê met 'n kruis, is jy reg hiervoor, deur 324 lande, eilandgroepe en gebiede. Is dit nie fenomenaal nie? Maar het word vertel dat sy reis het hom deur woestyne gevat, oor berge, deur oerwoude en allerlei oorloggetuiste gebiede en selfs plekke soos Noord-Korea en die Sowjetunie besoek tydens die Koue Oorlog, en hy was niks minder as 24 keer gearresteer nie. 24 keer gearresteer. Ou se nou dink na die eerste keer het jy nou jou les geleer. Maar hy het 24 keer was hy gearresteer gewees. Hy moes gevaarlike diere, krokodille, olifante trotseer, talle uitdagings. Uiteindelik op 14 Januarie 2025 is Arthur Blessitt oorlede op die ouderdom van 84. En in 'n vooraf opgestelde boodskapie skryf hy of sê hy sê hierdie voete wat so ver op paaie van stof en teer geloop het, sal nou op die strate van goud loop, gereed om Jesus weer te sien. Ek wil hom vra in 'n onderhoud, Blessitt, hoekom dra jy die kruis oral met jou saam? Was sy antwoord eenvoudig dit. Hy sê, ek dra dit nie om God te beïndruk nie. Ek dra dit om die wêreld te herinner aan die een wat dit vir ons gedra het, en ek dra dit nie om vergewe te word nie. Ek dra dit omdat ek reeds vergewe is. Amen. Ek dra dit omdat ek reeds vergewe is. En uit verstaan dat die kruis wat Jesus ons in Lukas 9:23 gegee het, was nie 'n begrafniskruis gewees nie. Dit was 'n oorwinnaarskruis gewees. Dit was 'n oorwinnaarskruis gewees, nê? En daarom is dit belangrik dat ek en jy moet verstaan dat die kruis wat ons nou dra is nie dieselfde as die kruis wat Jesus gedra het nie. Jesus se kruis was uniek. Die kruis wat ek en jy vandag dra is nie 'n kruis van skuld nie. Dis nie 'n kruis wat ons dra vir die straf en die lyding vir ons eie sonde, dat die Here besig is om ons as ware deur die dra van die kruis te straf in hierdie wêreld waarin ons leef nie, om ons so 'n bietjie net terug te kry vir al die sondes wat ons gedoen het. En dit wat sy seun moes verduur het nie. Maar ek sien hom vanmôre vir jou te sê, die kruis wat ek en jy dra, is 'n kruis van oorwinning en is 'n kruis van nuwe lewe. Amen. Jy weet, daardie Vrydag, Paasvrydag, het dit vir die mense wat die kruisiging van Jesus gesien het, en wat gesien het hoe Jesus die kruis via die Dolorosa dra tot by Golgotha, het dit vir hulle gelyk asof dit die einde van alles was. En ja, dit was wat die kruis beteken het. As iemand met 'n dwarsbalk deur die strate gestap het, het almal geweet dat dit geëindig het uiteindelik in die dood. Dit was 'n gewisse simbool van lyding en dood gewees. Maar Paulus sê, al die tyd terwyl dit wat mense gesien het voor hulle afgespeel het, was daar iets anders in die geesteswêreld wat besig was om te gebeur. En dit was dat God 'n ander toneel voorberei het, wat Paulus in Kolossense 2
vers 14 en 15 vir ons baie duidelik beskryf. Hy sê dat terwyl Jesus besig was om gekruisig te word, was God besig om die skuldbrief teen ons. Die skuldbrief was die wet. Met sy insettinge, daardie skuldbrief wat ons vyandig gesind was God besig om dit uit te delg en dit weg te ruim deur dit aan die kruishout vas te naal. Hoor wat sê in vers 15, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Loof die Here. Is dit nie wonderlik nie? Dit is wat die kruis van Jesus vir jou en vir my beteken. Dit sê vir ons dat daar iets gebeur het in die geestesrealm, daar was 'n oorwinning wat God besig was. Om voor die oë van 'n wêreld wat dit nie verstaan het nie, wat Christus verwerp het, voor te berei met die oog op 'n tyd, soos die waarbinne ek en jy vandag leef. En dis wonderlik die taal wat Paulus gebruik, later, wanneer hy dit beskryf, hy beskryf dit in die beelde van 'n triomftog, van Christus uit die antieke wêreld van die Romeine uit, wanneer die Romeine wanneer hulle oorlog toe gegaan het, en veldslae gehad het, en hulle gewen het, dan het hulle teruggekom, met groot parades. En die generaal sou 'n pragtige wa deur die strate van Rome ry, gevolg deur sy leer, agter hom die buit van die oorlog, die gevangenes van die verslaane vyande, hulle was ook daar gewees. En dan sou die parade eindig by die tempel van Jupiter, waar daar groot offers gebring is. En Paulus gebruik hierdie beeld, wanneer hy praat van die vyand wat uitgeklee is en in openbaar tentoongestel is. Om 'n beeld te gebruik het hulle eie wêreld uit wat hulle goed verstaan het, om vir hulle te verduidelik dat, luister hier, julle is ingesluit by daardie oorwinning van die kruis. Daardie kruis sou nie langer 'n kruis van lyding en skuld wees, die kruis uniek en eie soortig aan wat Jesus gedra het nie, maar daardie kruis, daardie simbool, sou totdat Jesus ons kom haal, 'n simbool wees van nuwe lewe, van oorwinning, van gesag, van autoriteit. Dis die kruis waarmee Jesus ons in die wêreld instuur. En Paulus kom en hy beklemtoon hierdie waarheid verder in 2 Korintiërs 2:14 wanneer hy sê, maar ek dank God want hy laat ons ook saamloop in die optog van gevangenes in Christus se oorwinningsparade. Kerk, kan ek 'n amen kry vanmôre? Jy weet, ek wonder dis hoekom die vyand so, die duiwel so hard probeer het om te keer dat Jesus by die kruishout uitkom. Want hy het geweet, die oomblik wat Jesus by die kruishout uitkom, was sy dae getel gewees. So die hele wêreld weet, wie is verantwoordelik vir al hierdie seer en al hierdie gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef, en ons weet hoe hy probeer het om te keer dat Jesus daar uitkom, as ons dink aan Herodes se poging, vroeg by die geboorte van Jesus in Matteus 2, toe al die klein seentjies wou doodmaak, die versoeking in die woestyn, die vyand wou Jesus kry om in te gee om sonde te doen, want dan was hy nie meer die vlekkelose lam van God nie. Daar was Petrus se poging om Jesus te verhoed om te ly, en uiteindelik die innerlike stryd wat Jesus in Getsemane gehad het. Maar vir ons wat 2000 jaar later terugkyk na die kruis, besef dat hierdie kruis is 'n kruis van absolute oorwinning. Dis 'n kruis wat ons in die wêreld indra, waar ons elke dag met trots en met harte vol liefde, krag, vreugde die wêreld kan ingaan, kan sê, met my God storm ek 'n bende, en met my God spring ek oor 'n muur. Dis 'n kruis wat ek dra, wat ek kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Kom kerk, deur Jesus Christus, wat my lief gehad het. En daarom is die kruis wat ons dra, ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre, kerk, is nie 'n las nie. Is nie 'n las wat Jesus op ons lê nie. Dit is nie 'n las wat jy moet dra om goed genoeg te wees om eendag hemel toe te gaan nie, want jy dra daai kruis as 'n reaksie op die genade en die vergifnis wat jy reeds ontvang het. Dis nie 'n las nie, maar dis 'n lewe, dis 'n nuwe lewe wat God in sy barmhartigheid en in sy groote liefde vir jou en vir my gegee het. En miskien is die vraag vanmôre wel, okay, goed, as Jesus my gesterf het aan die kruis en die prys vir my sonde was betaal, wat was dan die bewys dat daardie offer van Jesus aanvaar was en dat my sonde vergewe is? En dis waar ons by die opstanding van Jesus kom vanmôre. Want iemand het reg een keer gesê dat die kruisiging van Jesus was soos 'n man wat 'n tjek uitgeskryf het. 'n Tjek vir die sonde van die hele wêreld. Maar die bewys dat daardie tjek deur die bank aanvaar is, was die leë graf gewees.
Dis die seël, die onherroepelike bewys, dat die offer wat Jesus gebring het, voldoende was, genoeg was, vir jou en vir my. En die woord van die Here sê, toe daar die graf wegrol, en Jesus uit die dood uit opstaan, was die dood oorwin. Het Jesus 'n einde gemaak aan die houvas en die greep van sonde vir ons lewens, en het die gawe van geregtigheid, soos wat Paulus in Romeine 4:25 sê, hy is oorgelewer ter wille van ons oortredinge, maar hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Het iets gebeur, het iets verander. Die ethos van die kruis, dit wat dit verteenwoordig het 'n oorwinnaarskreet geword in ons lewens, en die opstanding bevestig dat daardie betaling aanvaar is, en dat ek en jy skuldvry kan wegstap van die kruis in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus ons Here. Ek wil jy moet vanmôre hoor, as jy opstaan in die oggend, moet jy jou sien as 'n verloste, en nie as 'n sondaar wat met 'n kruisloop besig om te probeer om goed genoeg te wees vir die Here nie. Kom kerk, kan ek 'n amen kry vanmôre? Jy is vry, en die Bybel sê vir ons, as ons die waarheid ken, sal die waarheid ons vry maak. As ons die waarheid ken, as ons Jesus ken, sal daardie waarheid my vry maak. Dit laat my dink aan 'n man wat jare terug 'n storie gehoor het van 'n man wat 'n hond gekoop het. En hy het daar by die SPCA gekom en pragtige boerboel gesien en gesê, maar ek wil graag hierdie hond hê. Maar die man wat daar gewerk het hom gewaarsku, vir hom gesê, luister, hierdie hond was van kleins af, was hy in 'n hok aan 'n ketting vasgemaak gewees en 'n paal binne daai hok. En ons het hom nou al losgemaak van die ketting, maar die hond loop net nie weg nie. Hy loop 2 tree, hy kom net so tot by die hok, en dan is hy weer terug in die hok. En dis wat die vyand graag wil hê vir ons lewens. Nee, ons was so lank in sonde vasgekeer gewees, dat ons nie eers besef, dat ons eintlik vry is nie. Die kettinge is af. Ons het nie meer kettinge nie. Kind van God, besef jy vanmôre, toe Jesus gesterf het aan daardie kruis, en jy hom aangeneem het, en jy saam met hom gekruisig was, saam opgewek is in 'n nuwe lewe, is jy vrygemaak, saam met Jesus. Die kettinge van sonde, die kettinge van emosionele pyn, is losgemaak van jou lewe. En ons is baie keer soos daai hond wat nog in die hok sit. Ons is vry, maar ons besef nie, dat die kettinge nie meer aan ons lewens is nie. En ons probeer so hard om hierdie ketting af te kry, en ons beweeg net 2 tree, en dan weer terug, maar die vyand kom herinner ons die hele tyd aan die ou identiteit, dit wat ons was voor ons Jesus ontmoet het. Die realiteit vanmôre is, jy is vry, en luister wat sê die woord, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Sonde het nie meer hou vas op jou lewe nie. Iets het hier binne gebeur in die gees. Daar het 'n breek gekom. Daar het 'n skeiding gekom tussen die ou en die nuwe, en jy het opgestaan saam met Christus in 'n nuwe lewe, want jy's ingesluit nie net by sy sterwe nie, maar ook by sy opstanding uit die dood. Ek dink as ons met hierdie verstaan begin leef, dat ek vry is, sal dinge nie meer hou vas op my lewe kan nie. Ek is vry. Ek is vry van verslawing. Ek is vry van hierdie lewe wat my gebind gehou het. Ek is vry deur die kruis. Ja, saam met dit het die opstanding van Jesus ook vir ons die voorreg gebring om in 'n nuwe lewe te leef saam met hom, 'n nuwe mens. Ja, vers 5 sê, hy het ons saam met Christus lewend gemaak, lewend gemaak. Ek en jy is opgewek tot 'n nuwe identiteit in Jesus Christus. Ons het 'n nuwe roeping in hom. Die oue is verby, alles het nuut geword, sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Die ou mens wat jy was, het saam met Christus gesterf, hy's begrawe, en 'n nuwe mens het opgestaan met 'n Christus identiteit, een wat herskape is na die ware beeld en die ware gelykenis van God. Jy weet, dit is so wonderlik wat Paulus sê in 2 Korintiërs 5. En as jy Efesiërs 4 gaan lees, wat praat oor hierdie nuwe mens wat ons in Christus is, sê Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê dat toe ons opgestaan het saam met Christus in 'n nuwe lewe, deur die wedergeboorte, is ons nie net herstel na 'n beeld wat voorheen bestaan het nie, soos wat dit was in die gelykenis van Adam en Eva nie.
Maar die woord wat hy daar gebruik, wanneer hy praat van 'n nuwe skepsel, vat dit selfs dieper en verder, en wys heen na die volmaakte in Christus, wanneer hy sê, dit verwys na 'n mens wat voorheen nie bestaan het nie. It never existed before. It was not according to any custom. It was never revealed or unveiled. The world has never seen it. Dis wie ons geword het in Christus Jesus. Jy het 'n nuwe identiteit. En Jesus sê, Paulus kom in Romeine hoofstuk 7, en hy praat van die ou man, en hy praat van hierdie vrou wat getroud was met 'n ou man, en toe die ou man gesterf, en toe was hy vry om met 'n nuwe man te trou. En die hele beeld wat hy daar gebruik, gaan nie oor die huwelik nie. Dit gaan daaroor, dat hy sê, jy is verlos van die ou sondige natuur, wat jou teruggetrek het in 'n lewe van sonde. Jy is opgewek saam met Christus, en jy is vry om nou te leef, 'n lewe van selfverloning, wat nie gaan oor straf en oor lyding nie, maar 'n lewe waar jy vry is om te kies, om te wandel deur die Gees. Iets hier binne het gebeur. Ek is vry, ek het nie meer nodig om 'n slaaf te wees van my vlees en my emosies nie. Ek kan leef vanuit die identiteit van 'n nuwe mens in Christus Jesus ons Here. Dit het Jesus vir ons moontlik gemaak. Hy gaan verder, hy sê vir ons in vers 6, hy sê, hy het ons saam met hom laat sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Jesus se opstanding gee ons 'n posisie van oorwinning en hoop. Ek wil jy moet hoor vanmôre, jy is nie net vergewe nie, jy is nie net lewend gemaak nie, maar jy is vanmôre, sit saam met hom in 'n plek van heerskappy. Dit is jou hemelse posisie in Christus Jesus vanmôre. Ons leef nie van onder na bo nie, ons leef van bo na onder. Ons het burgers van 'n ander ryk en 'n ander koninkryk geword. En daarmee saam het jy autoriteit en jy het gesag ontvang. Kom kerk. Ons is saam met hom opgewek. En hy het vir ons 'n plek gegee waar hy wil hê ons moet heers. Nie eendag in die hemel nie, heers saam met Christus reeds nou op hierdie aarde. En daarom kom hy in Galasiërs 5:22 en hy sê vir ons, hoe lyk hierdie heerskappy? Hoe lyk hierdie nuwe mens wat Jesus Christus vir ons bewerk het deur sy dood en opstanding? En ek lees vir julle Galasiërs 5:22. Wil jy weet hoe jy lyk in die gees? Wel, hier sê die woord van die Here dit vir ons. Jy lyk soos Christus. Hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis wie ons werklik is. Maar die beeld van die wêreld en Satan probeer ons nog terugtrek na die ou identiteit toe. Daai ou mens wat die Bybel sê, Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dit hang vanmôre af hoe jy jouself sien. Hoe sien jy jouself vanmôre? Sien jy jouself as dood vir die sonde of sien jy jouself vanmôre as lewend vir God? Dis wie ons is in Jesus. En ons sit vanmôre in hemelse plekke. Jy het 'n posisie van heerskappy. Jy sit in die hemele saam met Christus Jesus reeds nou. Die laaste plek. Ek wil vanmôre vir jou sê, toe Jesus daardie sondagoggend, eerste dag van die week, toe die graf ooprol en hy opstaan uit die dood uit en daai graf leeg was, het daar iets deurgebreek vir ons waarin ons kan vashou. En dit is die hoop. Dis die hoop wat ons het. Dit maak nie saak wat met ons in hierdie wêreld gebeur nie. Dat Jesus Christus, die leë graf, sê vir ons, daar's altyd uitkoms. Maak nie saak hoe donker die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe diep die gat is waarin jy geval het en jouself bevind nie. Daar is hoop vanmôre vir jou. Daar is hoop vir 'n gebroke wêreld. Daar is hoop vir die nou, daar is hoop vir die hiernamaals. Die leë graf is die gewisse bewys dat Jesus Christus heers en dat hy leef tot in alle ewigheid. En daarom kom Paulus en hy sê dit onomwonde, hy sê, luister, as Jesus nie opgestaan het nie, dan was alles te vergeefs geweest, dan het ons nie hoop gehad nie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15:17-19, ek maak klaar. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog in julle sonde. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. En as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammerenswaardigste van
alle mense, maar nou Christus is uit die dood uit opgewek en hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hoor julle wat sê hy? As hy die eersteling is, dan beteken dit daar moet 'n tweede en 'n derde en 'n vierde wees. Dit beteken dat die dood oorwin is en dat dit nie langer meer hou vas op ons lewens nie. Hebreërs skrywer sê, hy sê daarom hoef ons nie in vrees te leef vir die dood nie. Ek sê altyd, en ek ouens se oor rek altyd groot as hulle dit sê. Ek sê die ergste ding wat met jou kan gebeur in die lewe as 'n Christen, is jy kan doodgaan. Kan ek dit weer sê vanmôre? Ek wil nie lig maak van die dood nie, maar ons moet dit vanuit God se perspektief sien. Die ergste ding wat met jou kan gebeur in die lewe, is jy kan doodgaan. En raai wat? Dan is jy by die Here. Is dit nie waar ons almal wil wees nie? We sê hulle, ons wil almal hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan nie. Die dood is ontangel. Die dood is 'n ou bruggie. Wat sleg is en waar ons nie uitsien nie, is soms die lyding wat ons verduur voor die dood. En ons bid die Here dat ons gevrywaar sal wees van lyding. Maar die dood is 'n brug wat ons oorstap na 'n lewe wat nooit weer sal eindig nie, 'n volmaakte wêreld. Dis die hoop wat ons het, want die graf is leeg. En daarom hoef ons nie in vrees te leef vir die dood nie. Maar as jy vanmôre nog vrees in jou hart het, dalk is dit omdat jou saak nog nie reg is met die Here nie. En jy kan dit regmaak vanmôre. Jy kan Jesus aanneem. Jy hoef nie in vrees vir die dood te leef nie. Jy hoef nie in vrees vir die dood te leef nie. Ek wil 'n bietjie humor net inbring, en ek hoop julle sal my vergewe op 'n ligte trant. 'n Man het met sy vrou en sy skoonma het die heilige land Israel besoek een keer. En terwyl hulle toe nou daar is in Israel en in die heilige land, toe is sy skoonma oorlede. En baie hartseer is hulle toe na die begrafnisondernemer toe, en die begrafnisondernemer sê toe, wel meneer, dit het nou gebeur, julle is van Suid-Afrika, julle is nou in die heilige land, so hier is die opsies wat beskikbaar is. So jy kan of jou skoonma hier begrawe teen $5,000, dit is baie duur, of nee, verskoon tog, julle kan al vir $5,000 kan julle haar terugstuur Suid-Afrika toe. Dit is baie duur, is vlugte en alles wat daarmee saamgaan, of julle kan haar hier in die heilige land begrawe vir $150. Die man het so 'n bietjie gedink daaroor, en hy sê vir die begrafnisondernemer, hy sê, broer, ek dink ons sal haar terugstuur Suid-Afrika toe. Hy sê, maar ek verstaan nie, hoekom wil jy haar terugstuur Suid-Afrika toe vir $5,000, terwyl jy haar hier in hierdie pragtige heilige land vir $150 kan begrawe? Hy het so 'n bietjie gedink, sê vir hom, luister hierso, 2000 jaar terug is hier 'n man begrawe. Drie dae later het hy opgestaan. Hy sê, ek gaan nie daai kans vat nie. Stuur haar terug Suid-Afrika toe. My broer, my suster, of jy nou in Israel sterf of hier, maak nie saak nie, as jy in Christus gesterf het, sal jy opstaan. En ons moet met daardie hoop in ons harte leef elke dag van ons lewens. Luister, daar's niks wat met jou kan gebeur, wat in die hoop en in die krag van God se opstanding nie nuwe lewe kan voortbring nie. Die kruis waarmee Jesus ons die wêreld instuur, luister hier vanmôre, is nie 'n juk en 'n straf vir jou sonde nie. Die skuld was klaar gedra, dit was 'n unieke dood gewees. Die kruis wat ek en jy dra, is 'n oorwinnaarskruis. Jesus sê in Johannes 11, hy sê, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Luister, ek sluit af, ons dra nie 'n kruis met 'n begrafnisklank in ons hart nie. Ons dra dit met 'n lied van oorwinning, want die graf is leeg. En as die graf leeg is, beteken dit dat niks wat dood was in jou lewe, of dood is vandag finaal is nie. Nie jou verlede nie, nie jou seer nie, nie jou stryd nie. Christus leef. Romeine 8 vers 11 is my laaste teks sê. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in jou woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Ek wil jou bemoedig vanmôre. Jesus sê, Johannes 16:33, hy sê, nie die wêreld wil julle verdrukking hê, maar hoe goeie moed,
Ek het die wêreld oorwin. Ek het die wêreld oorwin. Kerk, kom ons sluit die oë vir 'n oomblik, net daar waar jy sit. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik. Here, dankie dat ons as 'n kerk vanmôre nie kragteloos hoef te leef nie. Here, die wêreld het na die kruisiging gekyk en gesê, dis dwaasheid. 'n Koning aan 'n kruis. Van veragting, van spot en verwerping, en ons beleef dit soms as kinders van die Here in hierdie wêreld waarin ons leef. Somstyds gaan ons deur moeilike dinge. Maar Paulus sê, vir ons wat gered word, is dit die krag van God in ons lewens. Die leë graf sê, Jesus leef. En maak nie saak wat in jou lewe sterwend is, of dood gegaan het nie. Dalk kyk jy vandag terug na 'n lewenspad, waar daar net lyke agter jou lê. Dinge wat dood lyk. En jy kry dit net nie oorwin in jou lewe nie. Luister, vanmôre, anker jouself vanmôre weer opnuut aan Jesus, aan die kruis. Die kruis staan steeds deur alles. Retief Burger sing, hy sê, die kruis staan steeds deur alles, deur al die eeue. Steeds die teken van 'n Vader se liefde en Christus se offer vir ons. Dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis, Here. Maar ons dra die kruis veranker in die wete dat daardie kruis 'n oorwinnaarskruis is, want die graf is leeg. Die leë graf het die seël geplaas op hierdie kruisidentiteit, en dis wie ons is. En Here, ons dankie dat ons daarin kan deel vanmôre. Kerk, ek wil jou vra, wil jy nie bietjie op jou voete staan net vir 'n oomblik nie? Ek voel ons moet elkeen net vanoggend net so bietjie, net daar waar ons staan in ons eie woorde, net uitdrukking gee en vir die Here dankie sê. Wil jy die God dank vanmôre vir die graf wat leeg is nie? Wil jy nie vanmôre opnuut, hierdie naweek was die tema die kruis wat jy dra in hierdie gebroke wêreld. Dis 'n oorwinnaarskruis. Dis 'n kruis wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dis 'n kruis wat sê vanmôre, al is alles stikkend en gebroke om my, is daar steeds hoop. Want Christus leef in my. Christus leef in my. Sy opstandingskrag is binne in my. En daardie krag is dieselfde as die krag wat hom uit die dode uit opgewek het vanmôre. En deur daardie krag, luister jy vanmôre, is hy in staat om te doen ver bokant dit wat jy vanmôre kan bid of dink vanmôre. Luister, ek wil jou herinner vanmôre, ons dien nie 'n kragtelose God nie. As Jesus net gesterf het, dan was ons in die moeilikheid gewees vanmôre. Dan was ons geloof te vergeefs. Dan kon ons net sowel die deure van die kerk toegemaak het. Maar luister jy vanmôre, hy het opgestaan en hy leef. En as jy in Christus is, leef hy vanmôre in jou. Dieselfde gees wat hom uit die dood uit opgewek het, sê Paulus, leef in jou en sal jou sterflike liggaam lewend maak. Daar's opstandingskrag vanmôre in jou. Luister jy vanmôre, ek wil vir jou vra, is jy vanmôre bekommerd? Daar is hoop vanmôre. Daar is vrede vanmôre midde van die storm, want Jesus leef. Luister, is jy siek vanmôre? Hier's van ons wat sukkel met siekte al vir 'n lang tyd. Oh, church, hear the word of the Lord. Deur die wonde van Jesus het daar vir jou genesing gekom. Die leë graf het dit vir ons verseël. Daar is vanmôre 'n opstandingskrag binne in jou, waarin jy jouself kan anker en dan kan uitstrek en dan kan gryp en kan sê, Here, hier is my gebrokenheid, hier is my behoefte vanmôre. Kom, Gees van God, sal U vanmôre kom doen in lewens wat net U kan doen, Here. Vader, as hier iemand is wat vanmôre hoop verloor het vir die dag van môre, jy bid al verlang en jy sê, Here, ek bid aanhoudend, maar niks gebeur nie. Luister jy vanmôre, die graf is leeg, daar is hoop vanmôre. Die Gees van God werk agter die skerms. Die toneel wat voor jou is, lyk dalk soos Golgotha heuwel, daardie Vrydag gelyk het, maar agter die skerms was die Here aan die werk.
om 'n toneel van oorwinning te berei. En luister jy vanmôre, net soos dit in jou lewe vanmôre. Jy kyk dalk vanmôre na die omstandighede. Luister jy vanmôre, die woord van die Here sê, kyk dieper, kyk verder, want die regverdige sal nie deur aanskoue wandel nie, maar deur geloof. Kyk vanmôre dieper, sien vanmôre wat God doen. Hy's besig om te veg vir jou. As jy die Here vanmôre nodig het, daar's behoefte in jou lewe, ek wil jy met jou hand opsteek. Ek wil jy met hom hoog opsteek vanmôre. Laat die Here hom sien, laat die wêreld hom sien, laat jou liggaam dit voel vanmôre. Here, sien vanmôre die hande wat voor U is vanmôre. Sien vanmôre, Here, daardie areas van ons lewens. Het sal U vanmôre kom. Het sal U opstandingskrag in daardie omstandigheid vanmôre laat opleef, tot eer en tot verheerliking van U wonderlike naam. En ons dank U daarvoor. Kerk, staan net so, kom ons bid net, kom ons bring dit na die Here toe. Sê vir die Here vanmôre, Here, dankie vir U krag wat werksaam is. Dankie dat U agter die skerms werk vanmôre. Dankie dat U die puzzelstukkies in plek sit vanmôre. Dankie Here, dat daar waar daar behoefte is, dat U reeds besig is om guns te bewerkstellig, Here. We cannot see it, but God is moving. God is at work. Sy opstandingskrag is besig om te werk op plekke waar jy vanmôre nie kan sien nie. En ons vertrou U daarvoor vanmôre, Here. Met ons hele hart, met ons hele lewe, met ons hele wese. Ons oë is net op U gerig. En ons dank U daarvoor. Al die lof en al die eer en die aanbidding kom U toe. Kom ons verheerlik Sy naam net. Ons verheerlik hom net daar wie U staan.